Is dit vir u heerlik om die Here te dien? Weet u, dis nou so om en by 25 jaar wat ek en Don in die bediening staan en weet u, ja, natuurlik sal pastoor Edmund en ons suster Lenuska ook vir u sê, dis nie altyd rooi, wat? Maanskyn en roos, nee. Maar, dis altyd die moeite werd. Dis altyd die moeite werd. Dis die moeite werd om die Here te dien, loof sy naam. En probeer om in die gees, nee, altyd dieselfde te wees. Altyd 'n soekende gees na u God hê. En dan sal hy altyd in sy arms vat. Hy sal u nie teleurstel nie. Ons is baie keer die verkeerde party, ons stel die Here teleur, nê? Nou, broer en suster, ek het vir u verlede week het ek met u gepraat, so bietjie oor die huis wat gebou moet word, en dis ek wil hierdie Psalm 127 in 2 scenario's vir u skep, en laasweek het ek vir u dit geskep, dat die Here vir ons spykers gee. Ek wil amper hê jy moet die sak met die spykers hier so langs jou. Ek vra vir Ines vanmôre, Ines, wat noem jy daai spyker? Hy sê dis 'n spykersak, pastoor. Maar daai spykersak is belangrik, en wat jy daar uithaal, het jy al 'n spyker uitgehaal en sien jy nie, hy het nie 'n lekker punt nie. Het jy dit al gedien? Hy het so plat punt, hy het so plat, hy het jy hom al gesien. Of partykeer dan as die spyker so bietjie gebuig en dan sê jy eerste houe slaan, dan gaan staan hy so. Hallo julle. Okay, julle vrouens weet nie waarvan ons praat nie. Maar die manne, die vroue weet hoor, hulle weet waarvan ons praat. Nou daai spykers het ek vir u gesê, die belangrikste is dat ons die spykers eers op die regte plekke inslaan. Dit moet eers op die hoeke wees. Daar waar die fondasies van jou huis is belangrik. So ek gaan nou nie weer daai preek nie. Maar wat ek wil hê jy moet weet is, die eerste deel van die preek wat ek in die 2 weke deel met mekaar, verdeel. Die eerste deel is ek bou 'n huis, maar ek bou hom nie alleen nie, want sonder Jesus Christus gaan daai huis net 'n shack wees. Is dit reg so? Hy gaan op die ou end gaan die eerste wind en storm wat hom gaan vir hom plat waai. Is dit waar so? Dis die eerste ding wat ek sê. Die tweede deel is dat wanneer die Here nie die huis bewaar nie, wanneer die Here nie die wag hou oor daai huis nie, kan te vergeefs is die wagte opgestel. Hulle is so goed hulle is aan die slaap, sê die party van die vertalings. En dan die derde deel van daardie preek was, as ek vroeg in die môre opstaan en ek werk my dood, maar is niks deel van die Here wat saam met my is nie, nee. Ek doen alles uit myself uit. Wie dink partykeer jy kan alleen vir jou familie sorg? Jy is die een wat alles doen, hè? Ja, nou is julle almal heilig hierso. Maar laat ek nou vir julle sê, die Here sê, wanneer jy dit alleen wil doen en sê ek sorg vir my gesin sorg, ek is die voorsiener van hierdie gesin vir my, en jy vat nie die Here saam met jou nie, is dit so goed jy werk 12 ure waar jy dalk 3 ure hoef te gewerk het met die Here, hè? Is dit die waarheid? Die Here sê, ek gee dit aan my beminde. Yes, julle dis lekker hoor, hè? Malus pastoor, ek gee dit aan my beminde. As julle nie wil hê nie, your problem. Ek vat dit. Ek is 'n beminde. Sê vir die Here daar, sê vir die Here, dankie Here. Ek is 'n beminde. Halleluja. Nou, ek wil oorgaan na vanmôre en ek wil sê dat ons die teikens sal tref. Sê bietjie saam met my, dat ons die teikens sal tref. So jy het nou 'n huis wat gebou is, wat vas staan, sy fondamente is vas, sy spykers is op die regte plek ingeslaan, die 4 pilare van daardie huis staan solied, halleluja. Jy het 'n wonderlike huis wat opgepas word deur die engele van die almagtige God, halleluja, en ek werk nie vir myself en die Here moet maar inval nie. Nee, ek werk vir die Here en ek val in by sy planne en dan gee hy vir die beminde in die slaap. Is jy by my?
Okay, so daai preek is klaar. Nou uit daardie huis is daar goed wat die Here opstel. En dit word aan ons gegee, en dis hoekom ek dit op Vadersdag doen vanmôre. En ek wil hê julle moet vir my die eerste, daai 2 verse wat ek daar vir julle gegooi het. Behold, say behold, children are a heritage. Wat is dit? 'n erfenis, 'n erfdeel. Children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Okay, nou, as arrows, say as arrows, are in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Sê bietjie daar vir die een langs jou, my kind is 'n pyl. Klink snaaks, nee. Klink snaaks, maar wag tot julle by die woord uitkom. Okay. My kind is 'n pyl en ek is 'n boog. Ek is 'n boog, sê ek is 'n boog. Happy, blessed and fortunate is the man whose quiver. Nou hy daar maar lekker woord, nie 'n spykersak nie. Hy het 'n quiver, is dit 'n quiver? Is filled with him. So wat hy in die Ou Testament was dit baie, kyk as jy daar baie seuns, dis hoekom ek nie vir die Afrikaans lees nie, want dit sluit die vroue uit en ek wil die vroue ingesluit hê vanmôre. Jou quiver kan vol meisiekinders ook wees. The man whose quiver is filled with them. So my sak wat ek hier dra, daai sak wat die pile in is, nê, must be filled with them. Hoor nou, en ek gaan nou vir julle gou sê hoe's myne gevul. Whoa. They will not be put to shame when they speak with their adversaries in the gatherings at the gate. Lees gou vir ons, gaan ons nou net gou die amplify. Is dit die message? Okay. Okay, die message is nou net vir bietjie lekker storie vertel. Is dit reg so? Okay. Don't you see that children are God's best gift? As jou kinders by jou sit, en vat hulle ou koppies so bietjie en sê julle is die mooiste geskenke wat God ooit vir my kon gee. The fruit of the womb is generous legacy. Hulle is God se legacy. Like a warrior's fistful of arrows are the children of a vigorous youth. Oh, how blessed are you, parents. Kyk hoe loop ek net. How blessed are you, parents, with quivers full of children. Your enemies don't stand a chance. Kyk, nee, ek gaan net nou dit jy sê. Your enemies don't stand a chance against you. You'll sweep them right off your doorstep. Dan wil ek gou vir iets sê. Die Here het vir my en Don drie pile gegee. 3 pile. En toe gaan hulle en hulle kry nog 3 pile by. 'Een pragtige pyl wat 'n dogter is en 2 wonderlike sterk pyle wat 2 seuns is, wat my gaan help op my doorstep. Maar nou hoor nou gou hier, toe daai 3 pyle van ons, wat ons gehad het, en hulle kom by hierdie ander 3 pyle, wat nou ander seuns en dogters is van ander huise, wat gebless is, halleluja, toe kom daar 6 klein pyltjies. En nou is ons 12. My God! Halleluja. Dit moet ek nog lees. Is ek klaar gelees? Okay. Oh, ek is so opgewonde. Oh, die Here maak my opgewonde. Al het hy net vir my hierdie 12 mense in my lewe gesit. Oh, dankie Here wat U in my lewe gedoen het. Die kinders is my erfenis. Halleluja. Sê dit daar vir mekaar. Ons kinders is 'n erfdeel van die Here. It's a heritage. It's not a property. Ek gaan so 'n paar spykers inslaan wat jou voor die kop slaat vanmôre. It's not your property. It's a heritage.
It's the best gift of God. Die mooiste geskenk wat ooit vir jou kan gegee word, is jou kinders wat God vir jou gegee het. Prys sy naam, gee die Here 'n lofoffer. Soos pyle in die hand van die held. Jy moet 'n held wees wanneer jy kinders is, hoor. Daar's iets wat jy moet doen met daai pyle. Sê ek moet iets doen met daai pyle. Halleluja, loof die naam van die Here. Elke kind is soos 'n pyl in jou hand. Jy die held het 'n pylekoker, 'n kower met soveel kinders wat God aan jou toe vertrou het. So as jy een het, moenie daaroor kwaad wees omdat pastoor Alwyn 3 het nie. Sorg dat daai een die target tref. Jy kan 12 kinders hê en die een tref die target nie. Sê maar Eina. Die pyl het God 'n plan mee. Elke pyl. Sê vir jou kind daar langs jou. Die Here het 'n plan met jou. Pyltjie van my. Die Here het 'n plan met jou pyl. Halleluja. En die Here het vir jou 'n voorreg gegee om te deel in sy plan wat langs jou sit. Vader, hoor jy wat ek sê? Die pyl se doel is om te vlieg. Jy weet, baie keer ons kinders mos vashou. Nee, wat bly jy maar net hierso? Nee, die Here sê hulle moet vlieg. Die Here sê hulle moet in oorwinning wees. Die Here sê hulle moet die target, die teiken tref. En die Here sê hulle moet indring in die teiken. They must go in the teiken, hè? Target. Jy het met daai spyker laasweek, nee, het jy die spyker in laat dring en die gebou versterk. Op die regte plek het jy hom ingeslaan, maar die pyl moet die regte teiken tref. Die pyl wat in daardie huis van jou groot word, moet die regte teiken tref. En dit help nie jy skiet 'n bok, maar jy tref 'n boom nie. Dan het hy mos nie sy doel gedien nie. Sê ek wil hê my kinders moet hulle doel kan uitleef. My kinders moet die doel van God die Vader kan uitleef. Die pyl wat my erfenis, my kind, wat 'n geskenk van God is, wat ek nie besit nie. Hy's nie in gevangenis nie, hoor jy? Wat jy moet baie duidelik weet. Hy's nou miskien in jou kower. Maar hy gaan op 'n stadium uit jou kower moet kom, jou huis moet kom, want hy moet gelons word om sy eie huis te gaan vestig. My ou kleinkindertjies, my kleinkinders, Here, ek spreek, kom ons spreek bietjie oor ons kleinkinders, kom ons spreek oor ons kinders. Here, ek bid lons hulle vanmôre, Here. Ek bid dat U daai kleinkinders sal afskiet, Here, dat hulle die teiken sal tref wat U wil hê hulle moet tref. Halleluja. Dat die grootheid van God in deur hulle gevestig sal word. Halleluja. En dat die heerskappy van die Here oor hulle sal triomfeer. Spreek ek vanmôre in die naam van die Here, halleluja. So jou kower is nie 'n gevangenis nie vir jou pyl nie. Jou kower is 'n bereplek, 'n veilige bewaring, 'n plek waar jy hulle voorberei sodat die Here hulle kan gebruik. Prys sy wonderbare en sy heilige naam, loof die Here. Hulle is diensknegte in die Allerhoogste se hand. En broeder en suster, hoe kan ons vir ons kinders leer om diensknegte te wees? Dat hulle kyk na Jesus. Jesus was 'n dienskneg. Hy het voor sy disippels gaan kniel, hulle voete gewas, hulle bedien met die nagmaal. Hy het hulle bedien die hele tyd wat hy op aarde is, het hy mense bedien.
Jesus Christus was 'n dienskneg en so moet jy jou kinders leer om 'n dienskneg te wees. En nou wil ek vir jou iets sê, papas en mamas. Moenie die pyl help breek nie. Ek sal hom inbreek. Nee, hierdie is mos 'n willeperd. Ek gaan hom breek, ek sal hom breek, wys jou pastoor, ek sal hy mannetjie wys. Nee my broer, dis nie wat jy moet doen nie. Jy moet toelaat dat die Here met hom werk, halleluja. Jy moet toelaat dat God se genade oor hom oorvloedig word. Moenie die pyl breek nie, want dan gaan hy nooit gelons kan word nie. Hoor baie mooi. Dink vir jouself, ons is mos nou nie mense wat baie met pyl en boë en goed te werk nie. Maar jy gedink as jy gebreekte of 'n geknakte pyl vat. En ek gaan nou praat oor die pyl, oor die boog. Daai boog in die eerste plek, hoor nou baie mooi vir my, jy papa, wat die boog is, moet styf gespan wees in die genade van die Here, want jy kan nie met 'n papboog 'n pyl na sy take toe skiet nie, maar dit kan ook nie 'n gebreekte pyl na die take toe skiet nie, hy gaan nie voor jou val. En ek het vir die verlede week gesê, dis beter om jou kind nou te beskerm, sodat hy nie breek nie, as om 'n gebreekte man te herstel. Ribaka sento ropo surda lavada. Here, moenie dat ons kinders breek nie, Here. En as ons dit gedoen het, Here, wees ons genadig, steek jy hande voor God. As jy miskien, en ons almal het seker al goed aan ons kinders gedoen wat verkeerd was. Ons almal het dalk gedink dis die regte ding. Maar Here, ons bely vanmôre, Here. Herstel. Hy's uit my hand uit, Here. Hy sal groot dalk, maar Here, herstel jy daardie pyl in die naam van Jesus Christus, halleluja. Maar sê dis beter. Beter om hom groot te maak en om nie te laat breek nie, om hom te beskerm, om hom te maak rein en skoon, en om te plant by waterstrome, en om te laat wortels skiet by God se waters, en daar die stammetjie van hom dik te laat word, halleluja, sodat hy die storms van die lewe kan staan. Kan jy ja en amen sê? Halleluja. Nou moet ek gaan. Sê die pyl moet skerp wees. Halleluja. So ja, ons gaan 'n bietjie moet slyp. Ja, ek bedoel die Here sê ons moet 'n bietjie slyp, maar jy moet nie slyp om hom te breek nie. Jy moet slyp om hom skerp te maak. Jy moet slyp om hom gereed te maak, prys sy wonderbare naam. Moenie laat hul van jou posisie met tekortkominge en foute afleer nie. Moenie jou kind wil leer vanaf jou foute en jou tekortkominge nie. Jy weet, ons wil ons, ag nee, wat man, ek het mos swaar gekry, jy weet. Ek het my oupa, ag Here, help hom, ek hoop hy's in die hemel. Ek hoop regtig, nee, ek is ek weet, ek is mos nou maar net eerlik. Maar as jy weet, ek gaan nie verder aan nie, dit is maar net, ek weet wat hy met ons gedoen het. En ek genade, Here, ek is jammer as ek het gesê het, Here. Maar ek wil nie my kind laat vanaf my tekortkominge en my foute af laat beweeg nie, Here. Ek wil nie hulle moet swaar kry dieselfde foute maak as ek nie, man. Hoekom moet hulle dieselfde foute maak as jy? Jy het dit mos geleer, hoekom leer jy hulle nie om daai foute te maak nie? Is jy by my vanmôre, is jy nog hier? Het jy my vergewe vir wat ek nou gesê het? Nou, sê nee, ek moet nie laat hulle dieselfde foute leer nie. Sê nee, I must launch them, sê. I must launch them from a higher place. Say higher. Higher. My children must be launched from a higher place. Ek is miskien uit die dal uit geskiet so op. En dit was swaar om die tage te trek. Maar ek kan my kind skiet vanaf die berg, halleluja. Ek kan skiet. En julle wat nog kinders gaan hê. Tweekies wat nou verloof is, en julle wat verloof is. Hier is 4 mense wat verloof is, hier is ons gemeente gaan hou. Ek sien net pyltjies.
launch my children from a higher place. Ek verlons hulle nie van my foute nie. O Here, ek gee hulle 'n kans om 'n beter koneksie te hê. O, ek gee hulle 'n beter terrein waarvandaan hulle geskied is. Ek gee hulle 'n voorsprong. Is julle nog hier? Kan ek maar nog 'n bietjie preek? O, haie. Halleluja, prys die wonderbare naam. Elke kind is deur God geskep vir 'n spesifieke doel en plan. En daardie doel en plan te bereik. En as jy hom help om daardie doel en plan te bereik, dan is hy 'n vervulde mens en sy 'n vervulde mensie. Wie wil vervulde mense hê? Wie wil gesonde kinders hê? Halleluja. Ouerskap is nie passief nie. Ek sê mos ek te kwaai. Klink die pastoor te kwaai met hierdie stem van hom vanmôre. Ouerskap, sê saam met my. Ouerskap is nie passief nie. Ouerskap is aktief. Ek is betrokke in my kind se lewe. Ek gaan nie dat die wêreld sy gemors op my kinders afvryf nie. Ek gaan hom God afvryf op hom. En as ek hom sê, is dit daar ook. Is dit reg? Here. Ek pas my pyle op. Halleluja. Ek olie, ek weet nie, ek smeer hulle 'n bietjie lekker olie, ek laat dit soepel wees, daai ding wat ek mee moet skiet, halleluja. Ek maak skoon, ek versorg hulle, I make them ready for launching. Die wêreld moenie my kind vorm nie. Die wêreld gaan ook nie my kinders vorm nie. Ek gaan saam met my vrou en my kinders, gaan ons kleinkinders vorm, om te wees wie God hulle gemaak het om te wees. Prys sy wonderbare naam, halleluja. Sê hulle moet vlieg. Halleluja. Laat jou pyle saak maak, verskil maak. En soos ek net nou vir u gesê het, as jy net 2 pyle het vanmôre, maar hulle tref die teiken, dan is dit so goed soos die ander ou wat 10 het. Want God het 2 aan jou toe vertrou. Hoeveel het God jou mee vertrou? 4 pyle. Hey, hulle is 4 pyle wat 4 pyle is. Loof die Here. Julle is kosbaar vir die Here. Julle is kosbaar vir die Here. Halleluja. Prys sy wonderbare naam. Ek wil hê jy moet iets sê. Sê saam met my. Make it count. My vrou. Ek glo ons het ons bes gedoen en ons het foute gemaak, maar ons het ook goeie dinge gedoen. Maar sê saam met my vanmôre, make it count. Make it count. Make it count. Kinders van my pyle wat hier sit, my kinders, make it count. Make it count. You've got one chance. Jy het 1 kans en dit is gewoonlik so 18 jaar. En julle helfte is al verby. Make it count. Kinders is gebore om te vlieg. Ek is betrokke by hulle. Ek is lief vir hulle. Ek gee hulle vrymoedigheid. Loof sy wonderbare en sy heilige naam. Breek die Heer, bereik die target my kinders. Doen wat God van julle verlang. En as julle moeg raak, sê die Here, hy wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. Dit gaan nie altyd maanskyn en rose wees nie, maar die Here gaan jou deurdra. Hy sê, bring die kindertjies na my toe, sodat ek hulle kan bless, sodat ek hulle kan seën, dat ek my hande op hulle kan lê, en dat hulle geseëndes van die Allerhoogste is. Prys sy wonderbare naam. Ek sluit af. Malagi 4 vers 2. Maar vir julle, sê julle is almal ingesluit by hierdie preek. Maar vir julle, wat my naam vrees, nie bang nie man, lief, julle wat my naam lief het, julle wat vir my regtig ernstige respek het,
Vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan. Ek wil hê jy moet sien hoe skyn die son vanmôre oor jou huis. Halleluja! En daar sal genesing onder sy vleuels wees. En die Here sê vir my, terwyl ek oor hierdie genesing spreek, wil hy sê vir my, ek wil hê julle moet weet, daar's 3 vlakke van genesing. Dit is liggaam, siel en gees. En in daardie sonstrale, sien die sonstrale, sien so 'n bietjie die son wat begin opkom, sien daai groot son van geregtigheid, die God wie ons aanbid. En dan sien jy die sonstrale, en dan sê hy, in daai sonstrale kom die genesing deur vir jou, na gees, siel en liggaam. Prys die wonderbare naam van die Here, en julle sal uittrek. En julle sal Happel, kom kalers van die Here, halleluja, as die son oor jou skyn, en die genesing oor jou deurbreek, sal julle spring soos kalers, wat uit die stal uitgekom het. Ek voel ek is losgelaat. Ek is nie 'n gevangene nie. Satan, ek is losgemaak deur die naam bo elke naam. Ek is uitgelaat uit gevangenskap lank terug, en ek is oorwinnaar en meer as oorwinnaar deur Jesus Christus wat my die krag gee. En ek het die Here so lief, jou duiwel. Is geen plek vir jou nie. En nou daai laaste deeltjie. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia, en ek het vir julle laasweek vertel, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek, maar luister nou gou mooi. Ek vat saam hierdie preek vanmôre in hierdie vers. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders. En die hart van die kinders na hulle vaders toe terugbring. Halleluja. Sodat ek nie hoef kom in die land met 'n banvloek tref nie. Die Here is besorg oor ons huise. En hy sê, kry jou hart om op 'n plek te kom, dat hy nie meer 'n harde stuk klip is nie, broers en susters. Hy wil dit sag maak, sodat hy nie jou landstreek waar jy is, met die banvloek tref nie, maar dat mense uit jou sal sien, jy's 'n geseënde van die Allerhoogste God, staan voor die Here vanmôre. Halleluja, halleluja, is jy opgewonde oor die God? Weet jy, my God kan. Sê vir die een langs jou, my God kan alles doen. My God kan herstel as daar seer was. My God kan optel wanneer ek geval het. My God kan 'n pyl regmaak wat gebreek het. Dis wat my God kan doen. Maar ek gaan nie toelaat dat dit gebeur as dit in my huis is nie. Ek gaan toelaat dat my pyle reg bly. Ek gaan toelaat dat my pyle genees bly. Maar God kan, as dit gebeur het in jou huise. En ek wil hê, as daar mense is, ek gaan vir u bid vanmôre, as daar seer in die huise is, as daar dinge in die huis gebeur het, miskien is die kinders nie eers naby nie. Kan God vanmôre pyle wat gebreek het herstel? Steek eers u hande voor God op vanmôre. Jy moenie skaam wees vanmôre nie. Kom ons bid vir ons kinders vanmôre. Here, ek bid vanmôre in die eerste plek vir pyle wat gebreek het, vir pyle wat seer gemaak is, Here, vir pyle wat herstel nodig het, vir pyle wat weg is van hulle God af. Ek roep hulle terug vanmôre. Roep saam met my vanmôre. Ek roep my kinders terug. Ek roep ons kerk se kinders terug. Ek roep mense wat seer gekry terug, want die enigste genesing is wanneer dit deur die son van geregtigheid uitsprei oor daai vlerke. Prys die naam van die Here. Roep hulle! Vyand, haal jou kloue van ons kinders af. Die Here soek hulle terug.
In Jesus se naam, rekashe, lebaba shekendo rolobo subanda, lebanda yashenda. Halleluja. En nou vir ons wat ons kinders moet beskerm. Steek jy hande op voor God. Ons het u genade nodig, Here. We need your grace. Ons het genade nodig, sodat ons kinders by God sal uitbring. En hulle laat lewe wie God hulle gemaak het om te wees. In die wonderbare en die heilige naam van Jesus. Wil jy nie so 'n bietjie jou hand net op die een langs lê nie? Ons ervaar die beweging, Here. We feel your presence, Lord. You here to heal us all. Kusalabashentu, rubugusabayentu. We love you, Lord. We worship the King of Kings and Lord of all. Hoe wonderlik, Heer, om hier by U te wees. We love you, Lord. Hallelujah. We love you, Lord. Hoe heerlik is dit om te weet, U gee om vir ons. Weet jy, gee om vir U. Halleluja. As daar iemand is wat dink God gee nie om nie, ek wil hê U moet kom staan hier so. Ons gaan sing terwyl ek vir U bid. Maar as daar iemand is wat voel, o Here, ek weet nie hierdie goed wat pastoor praat, ek het dit nog nie beleef nie, ek soek dit persoonlik, dan kom jy uit. Ek wil hê die voorsangers moet vorentoe kom. O Here. Here Jesus. Genees U mense vanmôre. En stel U mense, is U almal okay? Is U almal reg?